Ek groet jou vriendelik. Jakob vlug vir sy broer. Hy is op pad na 'n onbekende land met onbekende mense. 'n Pad wat hy glad nie ken nie. Daar's soveel onsekerheid. Sê nou maar net, sy broer spoor hom op. Sê nou maar net. In die aand toe hy moeg word, gaan slaap hy met sy kop op 'n klip. En dan droom hy van 'n leer wat hier by hom staan, hier by hom, op tot in die hemel, met engele wat op en af op die leer klim, en die Here wat by hom staan. En dan skrik hy wakker, en dan sê hierdie woorde, ons lees dit in Genesis 28, vers 16 en 17. Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Dit is niks anders nie, as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Daar waar Jakob was, hierdie onherbergsame plek, met al sy onsekerheid, word vir hom 'n poort na die hemel. 'n Plek waar God teenwoordig is. Miskien is die omstandighede waar jy jou nou bevind, ook so 'n plek. Op 'n dag het 'n lidmaat met 'n dominee kom gesels, en hy was nie baie positief oor die dominee se preke nie. Hy het die dominee daarvan beskuldig dat hy net so praat en preek van God is liefde, maar hier op die aarde, hier gaan dit swaar. Hier is hoogspanning. Hy sê, die preek oor liefde is soos die ligte daar bo op die geboue. Helder, God is liefde, maar as jy afkyk hier op die grond, by ons, dan sien jy 'n kassie waarop staan, hoogspanning, lewensgevaarlik. En hy sê, dominee, dit is waar ons lewe elke dag. Die dominee sê toe vir hom, jy moet mooi kyk. Kyk net so eentjie verder van daardie kas af, waarop staan, hoogspanning, lewensgevaarlik. Dan sal jy 'n kruis sien staan. God wat na hierdie hoogspanning lewensgevaarlike aarde toe gekom het, om vir altyd hier te bly en te wees. En as jy dan opkyk na die ligte, die helder ligte wat sê God is liefde soos jy daarna verwys, dan sal jy dit ook glo. Dan sal jy ook iets daarvan ervaar. Kom ons kyk ook so na ons omstandighede. 'n Poort na die hemel. 'n Plek waar God is liefde ervaar word.